Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en nooit die werk van sy hande laat vaar nie. Geliefdes, genade en vrede vir julle elkeen, van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Nou vanoggend se skriflesing is Daniël 4 vers 1 tot 37. Ons temavers is vers 27 en dan die prediking is breek met die sonde, maar ons gaan heeltemal op 'n ander manier kyk na hierdie gedeelte as wat julle gewoond aan is. Daar is die liturgie so 'n bietjie klein vir my, daar kan julle dit alles mooi sien. Dis die verloop van die erediens. Ek wil graag hê, kom ons net so vir 2 minute. Kom ons draai so na mekaar toe, dan bid ons saam, so wat jy voel op jou hart. Die wat nie wil bid nie, kan maar net dood eenvoudig stil bly, ons sal dit verstaan. Kom ons gee net so 2 minute kans voor ek vir ons voortgaan met die erediens. Here, dankie dat ons na mekaar te mag draai, mag bid. Dankie dat ons vanoggend in hierdie gebou mag sit, uit u woord mag lees en u woord mag hoor. Here, ek bid vir vanoggend dat u die woord aan ons almal sal seën, sal lewend maak deur die Gees, sal kosbaar maak in ons harte. Here, dankie dat dit nie afhanklik is van my nie, maar dat dit totaal en al afhanklik is van u, o Gees van God. U wat die Heer en lewendmaker is van ons geloof. Dankie daarvoor. En dankie vir elkeen wat vanoggend in hierdie gebou sit. Here, ek wil ook vir hulle kom bid, Here, wat vanoggend met pyn, fisiese pyn, geestelike pyn, met hartseer pyn in hulle lewens sit. En ek wil hulle vanoggend by u voete kom neerlê en kom sê, Here, maak nie saak wat ek sê nie. Dit mag dalk vertroos, maar u alleen kan heel. Daarom wil ek vra dat u vanoggend vir elkeen sal styf vashou in u arms, in u Vaderarms. Dankie daarvoor. Dankie ook vir u kosbare woord in Jesus naam. Amen. Nou ek het gesit en wik en weeg of ek die hele gedeelte wil lees. Ek het dalk gedink ek gaan die hele gedeelte lees terwille van die agtergrond van die gebeure. Ek weet nie wie van julle was lanklaas in die Ou Testament gelees. Die boek Daniël is eintlik 'n baie mooi boek. Die eerste 7 eerste
6, ek dink 7 hoofstukke handel oor die gebeure in Babylon, die nou wat daar gebeur het, en dan die ander hoofstukke tot hoofstuk 12 handel dan oor profesieë, oor eindtyd gebeure. So Daniël is ook 'n eindtydboek. Kyk, kom ons lees daar vanaf vers 1. Koning Nebukadneser aan al die volke, nasies en taalgroepe wat oor die hele wêreld woon, voorspoed. Hoor julle, hy is nou self aan die woord. Ek betuig met blydskap dat ek die tekens en wonders wat die Allerhoogste God gedoen het, kon belewe. Hoe groot is sy tekens, hoe magtig sy wonders. Sy koninkryk is 'n ewige koninkryk, sy heerskappy duur van geslag tot geslag. Ek, Nebukadneser, het rustig en voorspoedig in my paleis gewoon, maar toe het ek 'n droom gehad wat my ontstel het, visioene in my slaap wat deur my kop gemaal en my laat bang word het. Daarom het ek 'n bevel uitgevaardig dat al die koninklike raadgewers voor my gebring moes word om vir my die droom uit te lê. Toe die towenaars, die voorspellers, die sterrekykers en die besweerders kom, en ek het hulle die droom vertel, maar hulle kon dit nie vir my uitlê nie. Uiteindelik het Daniël, genoem Beltsassar, na die naam van my God, en in wie die gees van die heilige gode is ingekom, en ek het hom die droom vertel. Ek het vir hom gesê, Beltsassar, hoof van die towenaars, ek weet dat die gees van die heilige gode in jou is, en dat geen geheim vir jou onverklaarbaar is nie. Hier is nou my droom, lê dit vir my uit. Ek het hierdie visioen in my slaap gehad. Toe ek kyk, sien ek 'n boom in die middel van die aarde, en dit was baie hoog. Die boom het so groot en sterk geword, dat sy top aan die hemel geraak het, en dit was oral op die aarde sigbaar. Sy blare was mooi en sy vrugte was groot, daar was genoeg kos aan hom vir die hele wêreld. Onder hom het die wilde diere skaduwee gesoek, en in sy takke het die voëls nes gemaak. Alles wat leef het van hom hul kos gekry. Toe ek nog so kyk, terwyl ek in my slaap die visioen sien, kom daar 'n wag, 'n engel uit die hemel uit af. Hy het hard geroep, kap af die boom, kap af sy takke, stroop af sy blare en gooi weg sy vrugte. Die wilde diere moet onder hom uit wegvlug, en die voëls uit sy takke uit, maar bind 'n yster en 'n bronsband om sy stomp, en laat dit in die grond bly, saam met die gras in die veld. Nebukadneser moet snags deur die dou nat gemaak word, en van plante leef, saam met die wilde diere. Sy verstand moet anders word as die van 'n mens. Hy moet die verstand van 'n dier kry. Dit moet 7 tydperke lank oor hom kom. Hierdie aankondiging berus op 'n besluit van die wat wag hou, die engele, en hulle maak hierdie beslissings bekend. So sal alle mense weet dat die Allerhoogste mag het oor al die koninkryke op aarde, en dat hy dit gee aan wie hy wil. Hy stel selfs die onbelangrikste mens daaroor aan. Dit is die droom wat ek, koning Nebukadneser, gehad het. Lê dit nou vir my uit, Beltsassar, want geen raadgewer in my koninkryk is in staat om dit vir my uit te lê nie. Jy is daartoe in staat, want die gees van die heilige gode is in jou. Toe Daniël, ook genoem Beltsassar, 'n oomblik verstom gestaan, verbuister deur sy gedagtes. Die koning het vir hom gesê, moenie dat die droom en sy uitleg jou ontstel nie, Beltsassar. Beltsassar het geantwoord, U Majesteit het die droom maar eerder op u vyande geslaan, die uitleg op u teenstanders. Die boom wat u gesien het, wat so groot en sterk geword het, dat sy top aan die hemel geraak het, en wat oral op die aarde sigbaar was, waarvan die blare mooi en die vrugte groot was, en waarin daar genoeg kos was vir die hele wêreld, waaronder die wilde diere gebly, en in wie se takke die voëls nes gemaak het. Die boom is u Majesteit. U het groot en sterk geword, u grootheid raak selfs aan die hemel, u mag streks oor die hele aarde. U Majesteit het 'n wag engel uit die hemel uit sien afkom,
en hy het gesê, kap af die bome en verwoes dit, maar bind 'n yster en 'n bronsband om sy stomp en laat dit in die grond bly, sodat saam met die gras in die veld. Nebukadneser moet snags deur die dou nat gemaak word en van plante leef saam met die wilde diere. Dit moet 7 tydperke lank oor hom kom. Dit is die uitleg, U Majesteit, dit is die besluit van die Allerhoogste oor U. U sal uit die menslike samelewing uitgestoot word en saam met die wilde diere moet leef. U sal moet gras eet soos beeste en u sal snags deur die dou nat gemaak word. Dit sal 7 tydperke lank oor u kom. Dan sal u moet erken dat die Allerhoogste mag het oor al die koninkryke op die aarde en dit gee aan wie hy wil. Die bevel dat die boom stomp in die grond moet bly, beteken dat die koningskap herstel sal word, sodra u erken dat die hemel regeer. Daarom, U Majesteit, luister na my raad, breek met u sonde en u ongeregtigheid. Doen wat reg is en bewys barmhartigheid teenoor die wat in nood is, dan sal u voorspoed aanhou. Maar alles het oor koning Nebukadneser gekom. Na 12 maande, terwyl hy op die dak van die paleis geloop het, het hy gesê, kyk hoe groot is Babel. Deur my groot mag het ek daarvan 'n koningsstad gemaak, tot my eer en roem. Sy woorde was nog nie koud nie, toe kom daar 'n stem uit die hemel. Daar is besluit, koning Nebukadneser, dat jy jou koningskap onthef gaan word. Jy sal uit die menslike samelewing uitgestoot word en saam met die wilde diere moet leef en gras moet eet soos beeste. Dit sal 7 tydperke lank oor jou kom. Dan sal jy moet erken dat die Allerhoogste mag het oor die koninkryke op aarde en dit gee aan wie hy wil. Op dieselfde oomblik het oor Nebukadneser gekom wat oor hom gesê is. Hy is uit die menslike samelewing uitgestoot en moes gras eet soos beeste. Hy is snags deur die dou van die hemel nat gemaak en sy hare het so lank geword soos die vere van 'n arend en sy naels soos die van voëls. Toe die vasgestelde tyd verby was, het ek, Nebukadneser, na die hemel opgekyk om hulp en het ek my verstand teruggekry. Ek het die Allerhoogste geprys. Ek het hom wat ewig leef geloof en geëer. In sy heerskappy is daar geen einde nie. Sy koninkryk bestaan oor al die geslagte heen. Teenoor hom is al die bewoners van die aarde soos niks. Hy doen soos hy besluit met die hemelse magte en met die mense op aarde. Daar is niemand wat hom daarvan kan weerhou en vir hom kan sê, wat doen u nie? Ek het in die tyd my verstand teruggekry en my koninklike waardigheid, my eer en my majesteit is aan my teruggegee. My raadgewers en hoofamptenare het my opgesoek, my koningskap is herstel en ek het selfs meer mag gekry as tevore. Ek, Nebukadneser, prys en eer en loof die koning van die hemel. Alles wat hy doen is reg, sy optrede is regverdig. Hy het die mag om hoogmoediges te verneder. Ek dink as jy hom nou dalk weer vir die eerste keer in 'n lang tyd gehoor, is eintlik 'n mooi getuigskrif wat hy self geskryf het, vasgelê het wat met hom gebeur het. Volgens se boodskap, breek met die sonde, dit het ons nou in vers 27 gekry, is 'n boodskap in voorbereiding op Paasfees, wat eers in April is, en as die Here wil ek graag met Paasfees rondom die kruis van Jesus Christus, en dan is juis vanoggend se boodskap in voorbereiding op Paasfees. Dis gaan van nou af tot en met Paasfees gaan daar Sondae wees wat in voorbereiding op Paasfees gaan wees. Nie elke Sondag tot daar nie. Die vraag wat julle vir my kan vra is, maar hoekom moet ek so lank voor Paasfees reeds begin met die voorbereiding daarvan, en terwyl ons Kersfees gehad het, het ons nie regtig voorbereiding gehad nie. Is eintlik baie eenvoudig.
Want as gevolg van Paasfees is die Christendom daar. Dis die beginpunt en die kruis is tog immers die simbool van die Christendom. Dis die simbool van die kerk. Dis die merk van die kerk. Dis die kenmerk van die kerk van die Here Jesus. En graag wil ek ook bysê met week van gebed is vanoggend se boodskap ook dan in voorbereiding op die week van gebed. Toe ons as gesin in hierdie gemeente gekom het, was daar die idee of die gedagte, dit was nie by almal gewees nie, maar daar was die idee of die gedagte gewees in hierdie gemeenskap, en dit was vir my redelik sterk gevestig gewees. Ons hoef nie ons sonde te bely nie, ek noem dit net, ons gaan nie weer daaroor preek nie. Ons hoef nie ons sonde te bely nie, want Jesus Christus het reeds vir ons sondes gesterf. Nou die tweede gedeelte van hierdie stelling is verantwoordbaar uit die Bybel uit. Maar die eerste gedeelte kan ek nie uit die woord verantwoordbaar nie. Daar is soveel getuienis in die Nuwe Testament, en ek gaan vir julle net so vinnig 2 voorbeelde uit die Nuwe Testament uitnoem. En die eerste gedeelte kom uit Johannes 16, en dis die woorde van die Here Jesus, wat hy gesê het, en as hy kom, en hy praat van die Heilige Gees, sal hy die wêreld oortuig van sonde, geregtigheid en die oordeel. Die tweede gebeure wat ek graag vanoggend vir julle wil noem, is toe die Here Jesus aan die kruis gehang het, een in sy linkerhand en een in sy regterhand. Die een in sy linkerhand het hom gespot en vir hom gesê, ander het jy gesond gemaak, maak ons nou ook vry. En die tweede een het gesê, en die ander een berisping gesê, ek en jy verdien die dood, maar hierdie man is onskuldig. Toe sê hy, Jesus, dink aan my as u in die paradys is. En die Here Jesus het vir hom gesê, vandag sal jy saam met my in my koninkryk wees. Met ander woorde, die man het berou gehad toe hy gesê het, ons verdien die dood. Hy het berou getoon oor sy lewe. 'n tweede stelling na aanleiding van die boodskap van vanoggend wat ek graag wil noem. As jy, ek sal nou nie sê mense dink nie hulle het sonde nie, maar na aanleiding van die eerste stelling, of dat ek dink ek sondig nie regtig nie, of ek wys graag die vinger na ander mense, dan wil ek vanoggend vir jou sê, en ek wil dit sê, nie net julle nie, ek ook. Ek dink ons dink oor sonde partykeer bietjie oppervlakkig, of ons verstaan sonde net in sekere kategorieë, maar dat selfs al is dit nie sonde volgens dit wat ons dink is sonde nie, maar dat hoogmoed op 'n ander vlak, dat ek kan dink ek is beter as my medebroers en susters, is ook sonde. Daarom gaan vanoggend se boodskap breek met die sonde. Vanoggend se karakter uit die Bybel, Nebukadneser. Ek weet nie wie van julle het al, toe ek die Bybel so baie deurgelees het, as kind het jy altyd gehoor van Moses. En jy het altyd die wette en die goed, dan los jy die wette en jy skiep die name en jy skiep al die dinge en op die einde los jy die Ou Testament. Maar weet jy wat, as jy die Bybel van Genesis tot Openbaring begin deurlees, dan begin jy ontdek, maar wie was Moses regtig? Moses was 'n besonderse karakter gewees in die Bybel. Ons in die Nuwe Testament kan so baie leer by Moses, en wie hy as mens was, en die pad wat die Here met Moses gestap het, die dinge wat Moses deurgegaan het, om op die ou en die eindproduk te wees van dit wat die Here van hom wou gehad het.
So vanoggend se karakter is Nebukadneser. Ons gaan so 'n bietjie weg van Daniël. Hy was 'n heidense koning. Hy was heerser oor die wêreld of die wêreld van daai tyd of daardie gebied waar die mense gebly het. Nebukadneser was 'n bekende koning en ons lees in 'n klomp gedeeltes in die Ou Testament van Nebukadneser. Ons lees in die boek van Konings, Kronieke, ons lees in die ballingskapboeke soos Esra, Nehemia, Ester, en dan word die meeste melding gemaak van Nebukadneser in die boek Jeremia, met die belering van Jerusalem, en dan kry ons die boek Daniël, wat heeltemal op 'n ander manier kyk na die gebeure. Hy is nou in ballingskap, en nou beleef ons Nebukadneser op 'n ander manier. Ek wil veral kortliks fokus in die gebeure in Daniël rondom Nebukadneser. Die eerste kennismaking met hom as persoon was die droom wat hy gehad het oor die beeld in Daniël 2. En van die rots wat losgekom het en al groter geword het en hierdie beeld vernietig het. Die Here gebruik 'n heidense koning om toekomsgebeure na vore te bring. Alhoewel Daniël vir Nebukadneser die droom uitlê, lees ons eintlik nog dat Nebukadneser hom nog nie werklik tot die enigste koning bekeer het nie. En ons lees in Daniël 2 vers 47 staan daar: die koning het Daniël geantwoord en gesê: waarlik, julle God is die God van die gode en die Here van die konings en die openbaarder van geheimenisse. Daarom was jy in staat om hierdie geheim te openbaar. Maar dan lees ek nou vers 48. Lees ons dat hy dan vir Daniël vereer en hy gee vir Daniël geskenke. En Daniël vra hom ook om dan sy vriende Sadrag, Mesach en Abednego ook regeringsposte te gee of amptenare binne die regering te maak. In Hoofstuk 3 sien ons dat Nebukadneser se lewe nie regtig verander het nie. Want sien in daardie droom is hy die hoof van goud. Hy het gehoor, hy is geëerd. Nog vol van homself, nog geensins ware bekering of berou getoon het nie. Want daar kom ander regeringsamptenare wat jaloers was op Daniël, hulle en sy vriende, en hulle vlei hom met mooi woorde en sê, laat maak 'n beeld wat aanbid moet word. En die een wat dit nie aanbid nie, sal in die vuuroond gegooi word. Natuurlik het hulle dit gedoen om guns by die koning te kom, en dan laat maak Nebukadneser hierdie beeld. Ons lees van die vuuroond wat hy laat maak het, om die wat hom nie sou aanbid nie, daarin te gooi. Nebukadneser, vol van homself, wêreldheerser. Hy dink nie daaraan dat Babylon se groot mag het reeds vroeër al by sy oupa begin het nie. Dat dit sy oupa was wat Babylon se mag eintlik opgebou het en dit aan sy pa en aan hom gegee het. Dan lees ons van Daniël se vriende wat nie buig voor hierdie afgod nie, in die vuuroond gegooi word. Ek dink meeste van julle ken die verhaal, maar ek vertel die verhaal vir julle want ek wil hê julle moet die storielyn volg. Want in sy woede laat hy die oond toe 7 maal warmer maak, en Sadrag, Mesach en Abednego word geneem en in die vuuroond gegooi. Nou lees ons daar, die oond was so warm dat selfs die wagte wat hulle ingegooi het, gebrand het. Ten spyte van dit alles is sy hart nog hard. Maar ons lees ook van iemand, 'n 4de persoon wat saam met hulle geloop het en hy het hulle uitgeroep.
vers 26 en 28 loof hy die God van Sadrag, Mesach en Abednego. Dan nou in hoofstuk 4. Nebukadneser maak al hierdie dinge mee. Dan kom ons nou in hoofstuk 4. Wat hy self vertel het. Wat met hom gebeur het. 'n koning wat God groot gemaak het en hom alleen en hom tot die ware enigste God bekeer het. Dan lees ons hierdie mooi vers 37. Ek weet nie wie van julle dit waar of dit gehoor toe ek het gelees het nie. Nou prys ek Nebukadneser en ek noem en eer die koning van die hemel. Al sy werke is waarheid en sy paaie is reg en hy kan verneder die wat in hulle trotsheid wandel, is die ou vertaling. Daarna lees ons nie meer verder van Nebukadneser nie. Want net in die volgende hoofstuk lees ons van Beltsassar, die kleinseun van Nebukadneser. En ek dink ek kan dalk vanoggend met sekerheid sê, as julle nou saam met my die storielyn gevolg het van hoofstuk 2 af, dink ek kan vanoggend met sekerheid sê is dat Nebukadneser het hom waarlik tot die enigste ware lewende God bekeer, en dat dit so was tot in sy uittye, want as jy hoofstuk 5 gaan lees van die kleinseun Beltsassar van Nebukadneser, toe Daniël met hom gepraat het, hom gesê, "U weet al hierdie dinge, want sy oupa het dit seker vir hom vertel." Na aanleiding van hierdie mooi gebeure in die boek Daniël, wil ek graag vanoggend 7 gedagtes rondom sonde kortliks bespreek, of kortliks noem. Voor ek dit doen, wil ek graag eers iets sê oor die wese van sonde. Ons weet, julle weet, dat die vader van die leuen is, die Jesus het dit self in Johannes gesê, in die evangelie van Johannes, is dat Satan of Lucifer is die vader van die leuen. En dat die slang van ouds na Adam en Eva gegaan het, toe die skepping nog sonder sonde was en volmaak was. En het die slang, die sonde aan hulle voorgehou as iets moois. En deur hulle het sonde die wêreld ingekom. Dis deur een mens, is dit soos Paulus in Romeine geskryf het, almal het gesondig. Romeine 3:23, en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Daarom het die sonde deur een mens, naamlik Christus Jesus, het hy dit aan die kruis verbreek en het hy die dood finaal oorwin. So bring sonde dan die dood en die finale dood. Nou die eerste gedagte wat ek graag wil aanraak is, sonde is 'n daad van mislukking. Wat bedoel ek hierby? Die mens kan nie sy eie heil bereik nie, want dis hoekom die Messias moes kom, en ons leer dit in die Ou Testament. Die mens het eintlik sy goddelike doel gemis. Sonde is die mens se ondergang. Sonde is ons as mense eie moedswilligheid, ons eie keuse om te sondig. Julle het seker al die verhaal gelees, toe die Here in die tuin kom en toe Adam en Eva gesondig het, toe die Here na die mens toe roep, toe sê Adam, maar dit was die vrou gewees, en die vrou sê dit was die slang gewees. Ons eie moedswilligheid, ons eie keuse om te sondig. Dan die tweede gedagte wat ek wil aanraak is, sonde is 'n daad van opstand. 'n opstand teen die Here.
Hierdie daad van sonde is innerlik binne die mens. Dis wie ons as mens is. En dis tog hoe die daad van sonde uiting vind na binne, want sonde kom van binne af en dit dra vrug na buite. Want dit kom van binne my en jouself. Hierdie gesindheid van ons is 'n gesindheid van verset, van opstand en van rebellie. Het jy dit al in jou eie lewe beleef? Ek het soms kwaad geword as die Here my op my vingers kom tik het. Of as ander mense teenoor my verkeerd doen en ek nie kan vergewe nie. In die hart van die mens is daar boosheid, vyandigheid en vernielsigtigheid. Hierdie gesindheid vind ook nie net uiting na buite nie, maar vind uiting na binne myself. Met ander woorde, dit besoedel my van binne. Dis 'n weerspieëling van ons sondige karakter. Dit wat ek vanoggend vir julle deel is diep dinge om oor te gaan nadink, of om te dink ook waar ek was. Die derde gedagte wat ek wil aanraak is, sonde is 'n daad van ongehoorsaamheid. Genesis 2, die mens God gehoor praat, maar hulle het nie geluister nie. Die mens se totale afhanklikheid van God se soewereine wil het die mens verwerp. Ons sien dit so mooi as Paulus hierdie twee persone deur wie die sonde die wêreld ingekom het en die een deur wie die sonde weggeneem is uit hierdie wêreld, illustreer hy baie mooi in 1 Korintiërs 5:15 en Romeine 5. Ons lees hierdie daad van ongehoorsaamheid so mooi in die lewe en in die geskiedenis van Israel. Ons lees in die boek Hebreërs dat daar staan, hierdie dinge is opgeteken vir ons as voorbeeld. Die vierde gedagte wat ek wil aanraak is, sonde is 'n daad van liefdeloosheid. Sjoe, dit was vir my harde een om te sluk. Sonde is 'n daad van liefdeloosheid. Daarom skryf Paulus en Johannes in hulle briewe, wie Gods gebooie in gehoorsaamheid bewaar, het God lief. Jy kan dit gerus in Romeine 13 vers 10 en 1 Johannes 5 vers 3 gaan lees. Die omgekeerde is ook waar. Wie God se gebooie nie bewaar en sy gebooie nie bewaar en gehoorsaam, het God nie lief nie. Kan God ook nie lief hê nie. Die profeet Jeremia sê in die 29ste hoofstuk, as hy met die volk praat, dan sê hy vir hulle, julle is so lief om my naam op julle lippe te noem, maar in julle harte is ek nie. Wat is die hart? Die hart is die verteenwoordiging van liefde. In Johannes 4 vers 8 sê Johannes, hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. 'n vyfde gedagte wat ek wil aanraak is, sonde is 'n daad van selfsug. Ek dink dis ook 'n harde pil om te sluk. Sonde is 'n daad van selfsug. Selfsug in wese is selfliefde. My liefde vir myself, losgemaak van God. Die sondaar is nie 'n mens sonder liefde nie, maar die enigste liefde wat hy het, is vir homself. Daarom is alles wat die sondaar doen of beplan en uitvoer net op homself gerig. Die ander kom net in aanmerking as dit sy eie liefde raak.
Daarom vind die sondaar dit moeilik om God se genade te aanvaar. Want genade beteken die aflegging van selfbeskikking en die erkenning dat ek volslae misluk het. Dis eintlik waarby sondaars moet kom, is dat ek totaal en al uit myself misluk het. Die 6de gedagte wat ek wil aanraak is, sonde is 'n daad van hoogverraad. Die Afrikaanse Woordeboek sê hoogverraad is die vyhandige optrede teen die staat of regering waaraan trou verskuldig is. Dit wat die mens van God ontvang het, gawes en talente, elke mens het iets van God ontvang, selfs heidene. Gebruik die mens teen God net vir sy eie gewin. Die mens beraam onheilsplanne, ons sien die oorloë, die gerugte van oorloë. Met die tong spreek die mens leenagtigheid en ongeregtigheid. Met die mens se hande vergiet hulle onskuldige bloed. Die mens wil net kwaad doen in wese. Sy eie oë is trotsheid. Die mens is van binne af besoedel deur die sonde. En dan die 7de gedagte, die laaste gedagte wat ek wil aanraak is, sonde is 'n daad van ongeloof. Sjoe, hierdie het my uitgebou. Sonde is 'n daad van ongeloof. Dis eintlik 'n woord wat sonde baie goed beskryf. Dis beskrywend van wat sonde is. Ongeloof. Hebreërs 11 vers 6 sê, hy wat tot God nader, moet glo dat hy 'n beloner is. Want geloof is anders as ongeloof. Geloof en ongeloof is twee wêrelde uitmekaar uit. Om buite en sonder God, om hom nie te vertrou nie, ek dink baie van ons sukkel daarmee. Sy woord nie as basis of as rigsnoer vir ons lewens te aanvaar nie. Ons kry dit deesdae baie in die samelewing. Die mens het in dit geen ander anker en dus geen doel nie, in ongeloof. Ongeloof, hoor mooi, ongeloof is om God nie ek het vir mekaar geskryf. Wag my nou. Ongeloof is om God nie God te laat wees nie. Ongeloof is om God nie God te laat wees nie. Dis harde woorde. Maar dit is so baie keer waar in ons eie lewens. Ongeloof is ook om nie die Gees toe te laat om my vas te gryp nie. Hoekom? Maar eerder toe te laat dat ander magte oor my heers. Toe te laat dat die Gees van God my vashou, beheer neem van my lewe. Satan, die god van hierdie wêreld, want dit is wie Satan is. Satan is nie ons gelyke, in klein letters gesê, Satan is die god van hierdie wêreld. Heers oor die mens. En die mens laat hom vrywillig toe om oor hulle te heers. Die uiteinde hiervan is die dood, wat ook dan die loon van die sonde is, Romeine 6 vers 23. Ek wil vir jouself sê, gaan bestudeer die boek van Romeine weer. Dis 'n ongelooflike, moeilike, diep boek. Maar dit is baie goeie teologie. Ongeloof is dan ook die afwesigheid
van enige van die hand van God en die aanwesigheid van sonde in ons lewens. Kan ek dit weer herhaal? Ongeloof is dan die afwesigheid van God in ons lewens, of die hand van God in ons lewens, en die aanwesigheid van sonde in ons lewens. Die mens laat hom mislei, die mens laat hom verblind deur sy voortgesette, volhardende ongeloof. Hierdie was vanoggend, veral hierdie 7 punte, en ek hoop julle het die trant van die storie van Nebukadneser gevolg, is vanoggend vaste kos gewees. Bietjie diep nadink daaroor, oor myself. Volgende Sondag, as die Here wil, gaan ek kom met die Bybelse oplossing van die mens se toestand en sonde. En hierdie boodskap van vanoggend, glo en hoop ek, vertrou ek, dat dit dalk ons oppervlakkige verstaan van sonde dalk 'n bietjie meer verbreed het. Kom ons buig ons hoofde. Here, u woord is so kosbaar, maar tog, hoe meer en hoe dieper mens in u woord delf, hoe meer besef ek, Here, dat soms is my geloof in my verstaan van dinge maar eintlik maar nog oppervlakkig. Maar dankie, Here, dat ons u Gees het wat in ons woon. Dat ons die tempel is van die Heilige Gees. Dat hy in ons is, by ons is, om ons te lei in die volle waarheid. Gee dat dit van elkeen wat die woord gehoor het, of nog gaan hoor, dat u vir ons sal lei in die waarheid. U sê ook in die woord, die waarheid sal julle vrymaak. Gee dat die absolute waarheid ons sal vrymaak. Seën hierdie dag, Here, wat ons nog in die vakansietyd is, skole wat binnekort weer gaan open, mense wat gaan terugkeer werk toe, kerklike aktiwiteite wat weer gaan voortgaan, Here. Gee dat ons weer sal opstaan, maar sal leef soos wat u van ons wil hê. Leef soos wat u van ons verwag. Dankie dat ek hierdie dinge van u mag vra in Jesus naam. Amen.